Welkom julle, is die klank vooruit? Ja. Welkom Helene, lekker om jou te sien. Kom ons word stil voor die Here, kom ons bid saam. Liewe Vader, ons wil vir U dankie sê dat ons hier by mekaar kan wees, so 'n lekker dag vandag. Die briesie vanoggend was so lekker vars. Here, U is so goed vir ons. Ons loof en ons prys U naam vir alles wat U vir ons beteken. Here, vergewe ons wanneer ons vergeet hoe goed U vir ons is. Vergewe ons wanneer ons dink ons verdien meer as wat ons werklik is. As ons U ken en as ons weet wie U is, soos wat ons leer in hierdie reeks, dan verstaan ons dat alles uit U naam uit is genade. Dit is dinge wat ons nie verdien nie, en daarom is ons so dankbaar vir alles wat U vir ons gee, Here. Dankie vir die ongelooflike voorreg om hier saam te kan wees rondom U woord. Wil U vir ons help om nou ingestel te wees oor wat U vir ons wil sê, nie wat 'n mens vir U wil sê nie, vir ons wil sê nie, maar wat U vir ons wil sê. Here, lei ons, gee vir ons harte wat sag is en oop is vir U woord. En help ons dan, as ons hiervan af weggaan, dat dit nie net van ons afval nie, maar dat dit in ons harte sal vassteek. Veral wanneer ons dink aan wie U is en hoe U is. Lei ons in dit, Here. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus alleenlik. Amen. Ek lees vir ons die opsomming van die wet, soos ons dit kry in Matteus 22. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die swye opgelê het, hulle by mekaar gekom. Een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hier dan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. So wat die Here hier vir ons sê, is dat die hele wet word saamgevat in die beginsel van liefde. En ons is baie geneig om te dink aan liefde in abstrakte terme. Ja, ons moet mekaar lief hê en ons moet die Here lief hê. Maar ek moet vanaf vir ons lees in 1 Korintiërs 13, wat sê die Here nou weer is liefde? Hoe lyk liefde? So in 1 Korintiërs 13 van vers 4 af sien ons, liefde bly geduldig. Met ander woorde, is stadig om te reageer op verkeerde maniere. Liefde gee om. Gee regtig om vir ander mense. Gee om vir die Here. Die liefde is nie jaloers nie. Daar is sekere plekke vir jaloersheid, nie. Ek het 'n vrou, ek is jaloers op haar. Sy is my vrou, geen ander man het 'n plek by hom. En daar is 'n plek vir jaloesie. Die Here self sê hy is die jaloerse God, nie. So daar is 'n plek vir regmatige jaloesie. Maar die ding is, dis baie soos woede. Ons kan regmatig kwaad wees oor 'n onreg wat gebeur het. Maar die vraag is, hoe reageer ek op dit? Wat is my optrede en wat is my ingesteldheid? Die liefde spog nie. Die liefde is nie verwaand nie. Met ander woorde, ek dink nie te veel van myself nie. Ek dink aan ander mense eerste. Ek lig ander mense op en nie myself op nie. Die liefde is nie tree nie onbehoorlik op nie. Met ander woorde, as jy liefde uitleef, dan beheer jy jouself. Jy tree oordentlik op in die wêreld. Jaag nie eie belang na nie. Met ander woorde, jou eie belang is nie die belangrikste ding vir jou. Ander mense se belang is die belangrikste ding vir jou. Is nie lig geraak nie. Dis 'n groot ding. Dat ons vinnig seer kry, vinnig dink ek is nou te nagekom. Die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Met ander woorde, ek hou nie 'n rekord van al die dinge wat teen my gedoen is, wat verkeerd is nie. En ek dra nie 'n wrok in my hart nie. Die liefde is nie bly oor onreg nie. Met ander
stel belang in geregtigheid, dat reg en geregtigheid moet gebeur, maar is saam bly oor die waarheid. Ons kan nie in 'n leuen leef nie, ons moet die waarheid aangryp. Partykeer is die waarheid moeilik, maar ons moet vir die waarheid bly. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Het is maklik om te praat oor liefde, dat ons in liefde sal lewe, maar as ons kyk na hierdie dinge, dan sien ons hoe ver ons tekort skiet nie. Ek hoop ek is nie alleen in dit nie, ek sien hoe ek val in hierdie dinge elke dag. En wat dit vir ons bietjie wakker roep wees. Goed, dan gaan ek ons die geloofsbelijdenis lees. As jy in Jesus Christus glo as jou verlosser en saligmaker, is jy welkom om saam met my te stem of hardop saam met my te sê. En dit welkom om te staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergegaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. As hy kan sit. Goed, so ons is besig met die basiese dinge van die Christelike geloof. Gewoonlik, die lewe gaan ons stap vir stap, vers vir vers deur die Bybel, maar ons het geïdentifiseer dat dit nodig is om bietjie te praat by die basiese dinge van die Christelike geloof. En ons het begin deur te kyk na die woord van God, dat die Bybel die woord van God is, en dat ons alle ware kennis en ware belangrike dinge leer in die Bybel uit. En ons is nou oorgegaan en begin kyk na wie God is as persoon en na sy eienskappe. En ek dink as ons God beter verstaan, ons praat van hierdie is die basiese dinge, maar as jy kyk na die basiese dinge, dan sien jy ook hoe dieper dinge gaan. En as jy regtig dit mediteer op dit en dink op dit, dan gaan jou geloof soveel dieper. Wanneer jy regtig begin dink oor wie God is, hierdie wonderlike, fantastiese, perfekte God wat ons dien. Baie keer dan is ons geneig om, wanneer ons aan die Here dink, dan is ons geneig om hom af te bring na ons vlak toe. En ons moet oppas vir daai tipe van ding. So, wanneer ons God verstaan en ken, dan word ons vervul met vreugde en met vrede in die besef van wie hy is. Dan sal vrees van ons al wegvlug en ons besef wie die Here is wat ons dien. Dan kan ons die lewe meer trotseer en dan kan ons ook beter funksioneer in ons lewens en ons kan tot groter diens wees vir ander mense. So hierdie dinge is regtig belangrik dat ons dit inneem. Ons hoef nie bang te wees vir die lewe nie. Hoe meer ons van God weet, minder sal ons bang wees. As ons besef hoe wonderlik ons Here is. Goed, so ons is besig met ons het gepraat van ons twee kategorieë, die onmededeelbare eienskappe van God, wat vir ons moeilik is om te verstaan, want ons het nie enigiets van daardie selfde eienskappe. Ons het gepraat van God se alomteenwoordigheid, dat God nie in tyd vasgevang is nie, dat hy tydloos is in daardie tipe van dinge. So ons gaan vandag die laaste gedeeltjie van die onmededeelbare eienskappe na kyk, en dan gaan ons oorgaan na mededeelbare eienskappe. Dit is daardie dinge wat ons ook so ietsie van het, wat ons so 'n bietjie beter kan verstaan. So die onmededeelbare eienskap wat ons gou na gaan kyk, is God is een. Ons dien een God. Die Christelike geloof is wat genoem word 'n monotheïstiese geloof, monotheistic God.
So dit beteken, dit klink nou vreeslike teologiese term, dit beteken dood eenvoudig mono beteken een, en theïsties beteken geloof in God. So dit is wat dit is. Daar is twee ander groot monotheïstiese gelowe in die wêreld. Een is Judaïsme, die Joodse geloof, en die ander is natuurlik Islam, die moslims, wat glo ook in een God. Hindoeïsme glo in baie gode, selfs miljoene gode, en dan is daar bijvoorbeeld Boeddhisme glo nie eintlik in 'n God nie, want hy fokus meer op soort van jouself, jy vind God soort van in jouself, en jy word vrygestel, you become enlightened when you understand that God is in you. So dit is hoe Boeddhisme werk. En dan hier in Afrika is daar natuurlijk baie animistische gelowe, dat God is ook soort van alles binne in diere en so ook. En dan natuurlijk voorvaarde aanbidding en daai tipe van dinge. Maar in Christendom ons glo in een God, een persoon of een wese. Goed, die Christelike geloof is egter uniek. Daar is nie 'n ander geloof wat soos die Christelike geloof is nie. Ons glo God is een wese, maar in 3 persone. Ons glo in 'n 3-enige God. En dit het ons laas ook of in die vorige keer ook al oor gepraat, en dit is 'n moeilike beginsel vir ons om te verstaan. Ons glo in God die Vader, God die Seun, in Jesus Christus, en dan God die Heilige Gees. Ja, die Heilige Gees is 'n persoon. Hy is nie net 'n krag nie, hy is nie net 'n basem of hoe staat in ons verbeeldings kan dit oor op die Heilige Gees is 'n persoon. So, dit is belangrik vir ons om te weet. Maar hierdie dinge is vir ons moeilik om te verstaan. Ons kan probeer om dit te verstaan deur ons verbeeldings te gebruik, en ons kan dalk 'n bietjie naby dit kom, maar ons moet ook mooi verstaan dat ons dit nooit regtig sal verstaan nie. En ons moet versigtig wees wanneer ons vergelykings begin tref, om God te probeer beskryf op sekere maniere. Ons kan dit doen, maar ons moet baie versigtig wees, en ons moet dit altyd kwalifiseer en sê, hierdie is dalk so bietjie so, maar dit is nie regtig so. Byvoorbeeld, mense het al byvoorbeeld die 3-eenigheid van God probeer beskryf deur water te gebruik. So, dit sal byvoorbeeld sê, water kan in 3 vorme voorkom. Water kan 'n vloeistof wees, of water kan 'n vaste stof wees, in ys, of water kan 'n gas wees, wanneer jy dit kook, dan word dit water. Maar dit is nie 'n goeie beskrywing van die God se 3-eenigheid is nie, want water kan net een van daardie dinge op beslag wees. Water kan of ys wees, of vloeistof, of 'n gas. God is nie so nie. God is al 3 persone gelyktydig. Maar is altyd die Vader en die Seun en die Heilige Gees gelyk teenwoordig. Ons sien 'n voorbeeld daarvan natuurlik met Jesus se dood. Hoe al 3 die persone teenwoordig is daar met Jesus se dood. So, ons kan dalk 'n bietjie so iets van God se eenheid verstaan in die feit dat ons ook soort van 3 elemente in ons het, nee. Ons het 'n liggaam, 'n fisiese liggaam. Ons het 'n gees wat soort van verteenwoordig op ons verstand, ons gedagtes, daai tipe van ding. En dan het ons ook 'n siel. En dit is die siel wat ons het, wat natuurlik as jy 'n kind van die Here is, wedergebore word. Jou ou siel sterf letterlik en jy kry 'n nuwe siel, jy word wedergebore in Christus. En daardie siel van jou is natuurlik dan skoon voor God. Daar is 'n vredesverhouding met God, nie as gevolg van wat jy gedoen het, maar as gevolg van wat Jesus Christus vir jou gedoen het. Want hy het gesterf vir jou sondes, as gevolg daarvan gee hy vir jou die vermoë om wedergebore te word in jou siel. En daai siel staan skoon voor God. So, hierdie tipe van dinge is baie keer moeilik vir ons om te verstaan, maar dit is dood eenvoudig die feit van die saak. God is 'n eenheid. Die ander idee wat ons moet verstaan, God is 'n eenheid.
baie van hierdie goed wat ek van praat kan dalk klink asof dit heel eenvoudig is. 'n soort van natuurlik is dit so. Maar ons moet regtig bietjie dink oor wie die Here is. Hoe meer ons dink oor wie die Here is, regtig, daar is bevryding in dit, daar is vrede in dit. So ons moet meer dink oor wie hy is. As ons nie mooi oor hierdie goed dink nie, dan kan ons baie maklik in valse idees verval. Ek het 'n boek wat gaan oor die geskiedenis van die kerk, en wat vir my opvallend was, toe ek die boek lees, as jy die geskiedenis van die kerk na kyk, dan sien jy hoe mense wegval van die doodeenvoudige evangelie van God af, omdat hulle begin fokus verkeerdelik op 'n verkeerde idee. En dan gaan hulle al hoe meer en meer af van die middelregte paadjie af. En wat dan gebeur, en dis baie interessant, dan reageer die kerk op hierdie valse lering wat uitgekom het. Maar wat gebeur is, hulle fokus nou te veel op hierdie valse lering, en hulle gaan weer oor die middelpad, en hulle gaan dan weer in 'n valse idee aan hierdie kant. Dit sien jy die hele tyd, as jy na die kerkgeskiedenis sien, dan kyk jy, dit gebeur die hele tyd, die mense val van die een kant na die ander kant toe. In plaas van om doodeenvoudig vir die Bybel te bly, en te bly by die doodeenvoudige waarheid wat God vir ons gee. En dit is hoekom ons mooi moet onthou wie God is, en mooi moet dink oor hierdie dinge. Want daar het al verskriklike dinge gebeur in die geskiedenis, as gevolg van valse idees, wat mense het oor wie God is. Ons moet oppas dat ons nie dieselfde foute maak. God is 'n eenheid. Ons sien die eienskappe op verskillende maniere, op verskillende tye. So as jy kyk na die geskiedenis en jy lees jou Bybel, dan lyk dit baie keer vir jou asof God verskillend is op verskillende tye. Maar wat jy besig is om te sien, is hoe God verskillend optree as gevolg van die omstandighede. As jy byvoorbeeld kyk na Israel se verval in afgodediens in, dan sien jy God se oordeel, dan sien jy God se strengheid, wanneer hy optree teen hierdie verskriklike sondes wat Israel gedoen het, en die sondes wat hy gedoen het, is regtig verskriklik. En God tree in oordeel op, en hy voer hulle weg in ballingskap en daai tipe van dinge. So, maar jy moet onthou, daai selfde God wat Israel in ballingskap weggevat voer het, is dieselfde God wat afgekom het aarde toe en gesterf het vir ons sonde. En hy is terselfde tyd die liefdevolle God. Terselfde tyd terwyl hy 'n God van oordeel is, want God is regverdig God. So ons moet onthou, al God se eienskappe is gelyktydig in werking, maar ons ondervind dalk op 'n stadium dalk net een van daardie eienskappe, omdat God optree as gevolg van wat ons doen of nie doen of daai tipe van ding. So dit moet ons onthou as ons aan God dink. Maar God bly altyd een. So kan Johannes byvoorbeeld praat daarvan dat God is lig en God is liefde. In dieselfde kort boek skryf Johannes oor beide hierdie twee elemente. In 1 Johannes 1 vers 5 lees ons: dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. So daar sê hy God is lig. En dan in 1 Johannes 4 vers 8: wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. So sien beide daai twee elemente wat Johannes uitlik, God is lig en God is liefde. En ons sien ook byvoorbeeld as ons gaan kyk na Exodus 34 vers 6 tot 7. Kyk hoe baie eienskappe hierso uitgelig word van wie God is. So luister mooi. Die Here het reg voor hom verbygegaan en uitgeroep: die Here, 'n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid. Wat elemente wat ons ook nou gelees het in 1 Korintiërs 13. Wat troue liefde vir duisende bly handhaaf, wat skuld, oortreding en sonde vergewe, maar wat beslis niks ongestraf laat nie, wat vir die sondeskuld van ouers, kinders en kleinkinders laat dood, ook die derde en die vierde geslag. Ons sien 'n klompie eienskappe hierso: barmhartigheid, genadigheid, geduldigheid, oorvloedige troue liefde en waarheid, vergewing, maar ons sien ook God wat regverdig is en God wat oordeel. So, een van die dinge wat ons geneig is om
te doen, is ons is geneig om te veel te fokus op net een van die eienskappe van God. En dan is ons geneig om foute te maak. Wanneer ons dink byvoorbeeld net dat God genadig is, dan kan ons dalk geneig wees om te sê, maar dan kan ek ons maar lewe soos ek wil, want God is genadig. Dit moet ons vooroppas. God is ook 'n God van oordeel. God is regverdig. Dit moet ons onthou. En ons is baie keer geneig om te wys na ander en te sê, kyk maar doen daai en daai aan. En ek moet op myself kyk. Wat is ek besig om te doen? Is ek regtig besig om die Here te dien in my lewe? So, ons moet onthou, God is ten volle al hierdie dinge gelyktydig. Ons is geneig om te verander. Ek weet nie of julle soos ek is nie, maar in een dag kan ek weer verskillende baie gaan hê. Ek kan al gelukkig wakker word, maar dan sê iemand iets en ek was so jy weet, en dan net so 'n bietjie later sê iemand iets vir wat oulik is en dan is dit gelukkig. En so gaan my dag. Die Here is nie soos ons nie. Hy is konstant altyd dieselfde. Dit moet ons onthou. Ons is nie so nie. Hierdie is een van die onmededeelbare eienskappe van God wat ons na kyk. God is ook nie gedeeltelik een van hierdie goed op 'n stadium nie. Hy is nie gedeeltelik genadig op 'n stadium en gedeeltelik liefdevol op 'n stadium en gedeeltelik oordeel op 'n stadium. Hy is ten volle al die dinge terselfdertyd. Weereens baie anders as wat ons is. Ons is glad nie so. Ons is op en af en heen en weer die hele dag. So is hoe ons is. Maar God is nie so nie. As iemand sekere dinge doen, dan kan ons dit dalk vergewe, maar as iemand iets anders doen, dan gaan ons dit nie vergewe. Dit is hoe ons is nie. Ons sal bijvoorbeeld sê, hierdie ding sal ek dalk kon vergewe, maar hierdie ding is te erg. Ek kan dit nie vergewe. God sê vir ons moet alle dinge vergewe. Daar is natuurlik elemente soos bekering en daai tipe van goed wat te werking kom. Wees vergewe nie sommer net alles, sommer net ligtelik. Daar's beginsels soos Matteus 18 vir ons ook leer hoe ons dinge moet toepas. En daar sekere regverdighede wat moet gebeur en daar's dinge in die wet wat moet gebeur en al daardie tipe van dinge. Maar God onthou, God is nie soos ons nie, hy is altyd dieselfde. En hierdie eienskappe van God koppel aan mekaar. Soos as ons byvoorbeeld sou sê dat God op hierdie stadium dalk meer lig is en op hierdie stadium dalk meer liefde is, dan sou dit beteken dat God verander. En een van die beginsels wat ons oor gepraat het, is dat God nie verander nie. So as God op een stadium dalk meer in oordeel sou wees en minder in liefde, en op 'n ander stadium meer in liefde en minder in oordeel, dan sou dit beteken dat God het verander van hierdie dag na die volgende dag. Weereens, onwaar. God is nie so nie. God is anders as wat ons is. Terloops, wat beteken dit dat God lig is? Ek dink baie mense verstaan dit, maar baie keer nie mooi. Ons word ook beveel om lig en sout te wees in die wêreld. Maar wat beteken dit dat God lig is? Beteken dit koppel aan die waarheid. Die lig ontbloot die waarheid. En dit kan baie keer moeilik wees. Ons familie gaan by die stadium weer 'n baie erge ding, waar die waarheid ontbloot is, waar die lig geskyn het op iets. En dit is 'n baie moeilike ding, maar die waarheid maak jou ook vry. Die waarheid bring 'n keerpunt in jou lewe, waar dinge dan herstel kan word, waar ons terug kan kom by die Here, en waar gesondheid weer kan terugkeer, waar groot skade veroorsaak is, maar as die waarheid nie ontbloot is nie, dan is daar nie 'n moontlikheid vir gesondmaking. Maar wanneer die waarheid ontbloot is, dan het ons 'n moontlikheid om dinge te herstel deur die Here se krag en deur sy bystand. So lig beteken dat die Here skyn lig op daar waar 'n duisternis was en ontbloot dinge wat verkeerd is, ook dinge wat reg is en wat mooi is, maar maak alles oop en dan ontbloot dit. En dit is vir ons baie keer 'n moeilike ding, maar ook dit is waar gesondmaking eintlik begin. Die Here sien alles. Hy kyk deur alles.
Hy is in alles sonder om deel te wees daarvan. So daaroor oor gepraat. God is nie deel van sy skepping nie, God is buite sy skepping, maar hy sien alles en hy is in alles. Hy is alomteenwoordig, hy onthou alles en hy is tydloos. Oor hierdie goed het ons al 'n bietjie gepraat. Ek dink as ons praat oor hierdie dinge, kom ons bietjie meer tot 'n besef van hoe wonderlik ons Here is, hoe fantasties hy is. Ons dien 'n wonderlike God. So as dit dan kom by die einde van die onmededeelbare eienskappe van God, ons gaan nou oor in die ander kategorie van die mededeelbare eienskappe van God, en dit is die dinge wat ons so bietjie van kan bietjie beter verstaan, want ons het so bietjie daarvan. Natuurlik nie naaste by so baie soos die Here nie, maar ons het bietjie van 'n element van daardie dinge in ons ook. Ons is onthou, ons is na sy beeld geskape. Dit beteken nie dat ons soos hy is in alle dinge nie, maar dit beteken dat ons sekere koppelvlakke met hom het, dat ons 'n verhouding met hom kan hê, selfs 'n beter verhouding as wat selfs engele met hom het, kan die mens met hom hê. Dit is 'n wonderlike voorreg wat die Here vir ons gegee het. So sekere van sy eienskappe het ons ook. Die eerste enetjie wat ons nou gaan kyk is geestelikheid. Ons is ook geestelike wesens. Hoe meer ons van hierdie dinge verstaan, hoe nader kan ons aan hom kom. En hierdie eienskappe is ook die tipe van dinge wat ons hom wil nadoen. Ons sê ons wil soos Jesus wees, nie? En hierdie mededeelbare eienskappe kan ons meer soos Jesus wees. Dit is iets wat ons aan kan werk. Ek kan nie werk daaraan om tydloos te wees nie. Ek het nie daai eienskap nie. Ek is vasgevang in hierdie sekonde wat ons nou is. Dis ek vasgevang. Ek kan nie werk daaraan om alomteenwoordig te wees nie. Ek is op een plek op een stadium. Maar ek kan werk aan my liefdevolheid. Ek kan werk aan my geestelikheid, soos ons nou na kyk. Hierdie is eienskappe wat ons aan kan werk en wat ek kan probeer om Jesus na te doen. So dit is belangrik vir ons. Goed. So God wil hê dat ons meer geestelik moet wees. In Romeine 8 het ons baie daarvan gelees, onthou julle, Romeine 8 is 'n hoofstuk wat baie gaan ook dat ons in die gees moet wandel en nie in die vlees nie. Ons het gesê vleeslikheid is ons sondige natuur en geestelik is my elemente van my wat koppel aan God, waar ek soos hy optree. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Ek gaan vir ons 'n langerige stukkie lees uit Romeine 8 weer van vers 1 af tot by vers 11. So luister na hoe God vir ons opdrag gee om geestelik te wees. Dit beteken ek kan dit doen. Dis iets wat ek nie vermooi het. As God vir my sê om lief te hê, dan beteken dit ek kan dit doen. Hy sal nie vir my opdrag gee vir iets wat ek glad nie kan doen. So hy sê vir ons om geestelik te wees. Van vers 1 af in Romeine 8. Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dit waartoe die wet verswak deur ons sondige aard nie in staat was nie, het God gedoen. Deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel, sodat die vereiste van die wet in ons vervul kan word. Ons wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. Wie volgens hulle sondige aard lewe, bedink immers dinge van hulle sondige aard. Wanneer ek kwaad word en ander mense wil afkraak, en wanneer ek verkeerde dinge doen, wanneer ek kyk na dinge wat ek nie moet kyk nie, wanneer ek mense sleg sê en verkeerde plekke toe gaan, dan is ek besig om die vlees te lewe. Dan is ek besig om te lewe na my aardse drange, daar die sondige lyk wat hier saam met my gesleep word. Dit is die vleeslike dinge. Maar wanneer ek die dinge van God nastrewe, wanneer ek goedheid nastrewe, geduld nastrewe, waarheid nastrewe, liefde uitlewe, dan lewe ek volgens die Gees. Dan sê hy in vers 6, die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede.
Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God. Dit onderwerp hom nie aan die wet nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, met ander woorde, wie aanhou om ongehoorsaam te wees, kan God nie tevrede stel. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees. As die Gees van God inderdaad in julle woon, met ander woorde, as julle inderdaad wedergebore is deur die genade en die bloed van Jesus Christus. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom. Maar as Christus in julle is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood. Daarenteen op grond van die regverdiging is die Gees lewe. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. So, hoe kan God vir my opdrag gee om in die Gees te lewe? Omdat ek beheer het oor dit. Ek kan my houding instel om daarvolgens te lewe. Dit help my om my Bybelstudie en my stilte tyd in die oggend te doen, en dit stel my soort van in vir die dag. Dit help my om in die dag beter te doen. Natuurlijk glad nie, altyd, maar glad nie die hele dag deur nie. Maar dit help om in die Gees te probeer wandel. So ons het 'n keuse oor hierdie ding. Ons het 'n keuse om geestelik te lewe of om vleeslik te lewe. Elke keer as 'n versoeking kom, dan staan jy voor 'n keuse. Wat gaan jy doen? Gaan jy hierdie ding doen of gaan jy daardie ding doen? En die Here sê vir ons om volgens die Gees te lewe, want hy is 'n geestelike God. Ons kan in die Gees lewe deur hom te volg, sy woord te leef en gehoorsaam te wees. En ons het ook daaroor gepraat, hoe kan die Here vir ons sê om lief te hê, as dit nie binne ons vermoë is nie. Weereens, ons praat nie hierso van warm gevoelens nie. Liefde kan wel warm gevoelens insluit, maar dit is nie die wortel van liefde nie. Die wortel van liefde is my houding en my ingesteldheid en my aksies, dit wat ek doen. En hierdie huis gebeur liefde, julle lewe dit uit hierso. As julle werk vir hierdie mense, dan lewe julle liefde uit. En dit is vir my pragtig om dit te sien. Ons kan nie tydloos wees nie, maar ons kan wel deur die Gees lewe om deur God te volg en gehoorsaam te wees. Goed, so ons het reeds oor gepraat dat God Gees is, want dit ons gepraat in terme van die onmededeelbare mensskap. Ons het gesê God is Gees. Ons is nie Gees in die sin wat God Gees is. Ons het 'n fisiese liggaam en daarin van my. En God se Gees, daai geestelike aspek van God is nie iets wat ons kan bereik nie. Maar ons het wel 'n siel en ons kan wel na die Gees lewe. So daar's 'n aspek wat God het, wat ons nie het nie, maar daar is ook 'n aspek van dit wat ons wel het. Goed, ons het egter wel 'n Gees, dit het ek nou reeds gesê. Goed, Johannes, die Gees, ons siel is suiwer voor hom. En dit is hoekom ons hom in waarheid kan aanbid. Iemand wat nie 'n kind van die Here is, dan kan die God nie in waarheid aanbid nie. Dit is geleer. Dit is hoekom ek byvoorbeeld gesê het, toe ons die geloofsbelijdenis gedoen het, ek sê dit altyd, as jy in Jesus Christus glo, kan jy saam met my sê. Maar as jy nie in Jesus Christus glo nie, dan kan jy nie daai geloofsbelijdenis sê, en dit sal net dood eenvoudige leer wees. So ons moet na die waarheid lewe. Johannes 4 vers 24. God is Gees en wie hom aanbid, moet in Gees en waarheid aanbid. Ons kan ook deel wees van God se Gees. 1 Korintiërs 6 vers 17. Maar die persoon wat homself aan die Here verbind, is een Gees met hom. Dit is hoe ons praat daarvan dat ons is in Christus nie. Ek praat baie daarvan dat ons is in Christus, ons deel sy Gees in ons. En daardie Gees van ons, daardie wedergebore siel van ons, is heilig voor God.
ons deel dit met hom. Dit is hoekom ons 'n verhouding met hom kan hê, dit is hoekom ons nie meer in vyandskap teenoor God staan nie, maar in 'n vredesverhouding. Dit is alles deur genade en deur geloof in Jesus Christus. Ons is nog gebind aan hierdie liggaam. Terwyl ons nog hier is ons nog hier gebind aan hierdie liggaam. En dit is 'n las, dit is 'n swaar ding vir ons om gebind te wees aan hierdie wêreld en nou nie die wêreld se uit van ons. Ons almal word versoek elke dag op allerlei verskillende maniere. En dit is regtig soos 'n ou lijk van jou wat jy saam met jou sleep in die wêreld. En dit is moeilik, want jy sê Romeine 7 en jy sien hoe Paulus dieselfde stryd gehad het as ons. Hy het so kwaad geword vir homself wat aan hulle reis sonde. En so voel ons ook nie. As ek dink aan hoe ek 'n verkeerde ding gedoen het, Hoe kom het ek dit gedoen? Jy weet, dit is swaar. Die Christelike lewe is nie 'n grap nie. Dit is nie vir kleintjies nie. Dit is 'n swaar lewe. Maar dit is 'n wonderlike lewe ook. So ons deel so 'n bietjie van God se gees. Ons is in hom. En dit is hoe ons 'n verhouding met hom kan hê. Daar is 'n nuut gemaakte ek, 'n deel van my siel is nuut gemaak, en skoon voor die Here. En as hy na my kyk, dan is daar geen oordeel as hy na my kyk in my siel nie. Hy oordeel wel my verkeerde optrede. Hy sal vir my pak gee as ek verkeerde dinge gedoen het. Dit moet ons onthou. Goed, dit is hoekom ons heiliges genoem word. Baie daar sekere gelowe, byvoorbeeld die Katolieke, sal sekere mense uitlig en sê hulle is heiliges. As hulle praat van as hulle wonderwerke gedoen het en daardie tipe van ding, want dit is nie wat die Bybel vir ons sê nie. As jy 'n kind van die Here is, as jy Jesus Christus ontvang het as jou verlosser en saligmaker, is jy 'n heilige. So ek kan vir julle sê, heilig is. Dit is wat die Bybel bedoel, want jou siel is heilig voor God. So in die vlees is ons sondig, maar in die gees is ons skoon. So dit beteken nie dat ek nie sonde doen nie, maar dat ek vrygekoop is deur sy bloed. Terwyl die sonde nog aan ons kleef, is die skuld van ons al weggeneem. Maar dit is nog steeds gevolge van ons sonde nie. Soos my bekend, ek dink altyd aan David, as ek dink aan die aspek, hoe hy gesondig het, hy is 'n kind van die Here, maar hy gesondig, erg gesondig teen die Here, en daar was erge gevolge, die hele volk het in twee gesplit, as gevolg van sy sonde, en ons erge gevolge gewees. En so is dit met ons ook, as ons verkeerde dinge doen, dan kan ons gevolge verwag, dit gaan gebeur. Maar ons strewe is om na die gees te lewe, elke oomblik van die dag. En ons het dit nodig, ons het God se inspraak in ons lewens nodig, en ons het sy krag nodig. Daarvoor moet ons altyd bid. Dat die Here vir ons die krag en die genade sal gee om in sy wil te lewe. Elke oomblik van elke dag. So, verstaan ons nou 'n bietjie meer van die ongelooflike voorreg wat ons het as kinders van die Here. Ons het nie net die uitsig gekry na die ewige lewe toe eendag nie. Ons het nou reeds die ewige lewe. Vandag, soos ons hier sit, is ons ewige mense wat ewig lewe saam met die Here. So hoe anders is ons dan nie veronderstel om te wees as mense wat nie vir Jesus ken. Ons is veronderstel om drasties anders te wees as ander mense in die wêreld. Ons is veronderstel om lig en sout in die wêreld te wees. Lig, soos ek reeds genoem het, verwys na die ontdekking van die waarheid. Ons moet staan vir die waarheid van God. Dit beteken dat ons baie keer stryd gaan hê met ander mense in ons lewens. Ander familielede, ander mense wat naby aan ons is, kan ons dalk in stryd met wie meer wees, omdat ons vashou aan die waarheid wat die Here vir ons gee in sy woord. En dan sout verwys na die onderhoud van dinge. Sout hou ons kos dat dit langer hou nie, dit bewaar dinge. So ons is veronderstel om die goeie dinge te bewaar, goeie tradisies en baie tipe van dinge is ons veronderstel om te bewaar, om ons kinders te leer, hulle reg groot te maak in die weë van die Here. So ons is veronderstel om lig en sout vir die wêreld te wees. En so streef ons daarna om so bietjie meer soos Jesus te wees. Hy is ons voorbeeld dat ons altyd vir onsself moet ophou
Jesus Christus was nie met 'n ou pappertjie en hom met 'n lammetjie gesit het nie. Hy was die ou wat 'n sweep gevleg het en mense uit die tempel uitgehaal het. Maar hy was ook die persoon wat mense opgetel het, wat die kindertjies nader geroep het. So hy is 'n God van liefde, maar hy is ook 'n God wat regverdig is, en hy is God van waarheid, en hy is heilig. Dit is hoe ons moet ook wees. Ons moet lewe in liefde, ons moet die waarheid praat in liefde. Moenie as jy die waarheid praat dit op 'n lelike manier doen nie. Doen dit op 'n mooi manier, op 'n liefdevolle manier, om mense nader aan die Here te bring en nie weg te dryf van die Here af. So baie mense praat altyd daarvan dat Christene is skynheilig. Want hulle kyk na wat hulle sê, en kyk na wat hulle doen. Want dit nie waar wees van ons nie. Want dit wat ons sê, en dit wat ons doen, en lyn met mekaar loop, so spore op die treinspoor. So, kom ons dink meer gereeld aan wie ons wonderlike God is, en hoe fantasties hy is. En so kan ons nader aan hom kom, en so kan ons die lewe meer trotseer. So word die lewe nie vir ons soveel van 'n probleem nie, dit word meer van 'n seën en 'n vreugde. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord, baie dankie dat ons kan sien wie U is, hoe wonderlik U is nie. Wil U vir ons help met hierdie aspekte wat ons wel beheer oor het. Ons kan U bewonder en in wonder staan oor U onmededeelbare eienskappe. En ons kan vervul word deur ontzag. Maar in die mededeelbare eienskappe, daardie dinge wat ons ook so 'n bietjie van het, waarin kan ons strewe om na te lewe elke dag, om meer en meer soos U te word. Wil U vir ons die krag en die wysheid gee, want ons is maar swak. Elkeen van ons, as ons eerlik is, dan weet ons hoe swak ons is en hoe ver ons tekort skiet om hierdie dinge. As ek maar net aan gister dink wat ek gister gedoen het, dan sak ek my kop. Maar U gee vir ons die vermoë om ons kop elke keer maar weer op te tel en op te staan en weer ons beste te doen, om ons houding in te stel met die oë op U. Geef ons daardie vermoë en daardie krag en daardie wysheid, Here, lei ons in ons lewens. Help ons om nuttig te wees vir U koninkryk. Help ons om hande oop te hê en 'n ingesteldheid om bereidwillig te wees vir dit wat U vir ons gee om te doen. Die Here, ons loof en ons prys U wonderlike naam. En ons vra hierdie dinge net in die naam van Jesus Christus alleenlik en glad nie omdat ons dit ook kan verdien nie. Amen. Goed, ek sluit vir ons af deur vir ons die seën te lees wat ons kry in Numeri 6 van vers 24. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.